jy met jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy met jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy met jy, want daar's net een van jou, juis gemaak op 'n blauwdruk, als is haar fyn beplan. Goeiedag te liefde op hierdie Dinsdag. En ons praat oor wat bepaal jou as mens. Vandag wil ek 'n bietjie so met die woorde van Paulus met jou praat. Dis in Romeine 7. In Romeine 7 sê Paulus vir ons hoe hy hierdie geweldige self oor wat hy doen en wat hy nie doen nie, oor sy doen en sy late. En dan sê hy hier by vers 24 dat, of in vers 23, dat dit vir hom so moeilik is, want dit wat hy wil doen, dit doen hy nie, en dit wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. En dan sê hy hierdie woorde: ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Is dit nie verskriklik nie, dat hierdie groot geloofsheld van ons, dat ons moet lees dat hy net soos ek en jy gesukkel het met sy eie doen en late. En dit bring hom op 'n punt waar hy homself 'n ellendige mens doen, en jy kan hom sien met sy hand in sy hare sit en hy sê, dis 'n doodsbestaan, hoe op aarde kom hy hier uit? En dan sê hy, aan God die dank, hy doen dit, deur Jesus Christus, ons Here. Ons word so gefokus op dit wat ons doen. Ander mense is so gefokus op dit wat ons doen. Wanneer ons mekaar ontmoet, is dit een van die eerste vrae wat gevra word, is wat doen jy? Wat doen jy vir 'n lewe? Wat doen jy vir 'n inkomste? Hoe hou jy jouself besig? En dit lyk vir my asof mense nogal mekaar se karakter op grond van dit bepaal. Is ons ook maar net oor die algemeen baie gerig op wat ander mense doen en wat ons self doen. En dit is baie keer op grond van ons eie doen en late, wat ons nie so op 'n lekker plek is met onsself nie. Want ons is soos Paulus, ons doen wat ons nie wil doen nie, en dit wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Dit is net 'n slegte situasie. Paulus kom vandag en hy sê, hoorie, jy moet jou net nie deur jou eie dade laat bepaal nie. Dit wat jy doen, bepaal jou nie. Inteendeel, hy sê, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Die doodsbestaan van dade wat plank ry. Doodsbestaan. Want kom ons wees eerlik, as ons nou regtig moet dat dit wat ons doen, ons bepaal, ons definieer, ons identiteit bepaal, dan gaan ons in die moeilikheid wees. Maar hoor wat sê hy, net in die volgende sin, aan God die dank, hy red my van hierdie doodsbestaan, deur Jesus Christus. Hy doen dit, deur Jesus Christus ons Here. Hy doen dit. So wat belangrik is in jou en my lewe, is natuurlik wat ons doen, maar in die eerste plek, wat doen hy? Wat doen ons God? Wat doen ons Redder? Wat doen die Heilige Gees? Hy pleit vir ons. Hy bid namens ons. Hy tree vir ons in die hemel by die Vader. Gaan lees die hele Nuwe Testament, dan kom jy onder die indruk van dit wat God steeds vandag vir my en vir jou doen. En ek dink mense moet by sê, juis omdat ons so baie foute maak. Moenie laat jou beroep jou identiteit bepaal. Moenie dat die foute wat jy maak jou identiteit bepaal nie. Moenie rustig raak met jou foute nie. Maar moenie dat dit jou identiteit word nie. Want God verlos ons van die doodsbestaan. Hy doen dit deur Christus Jesus ons Here. En vandag nog doen hy dit vir ons. Shalom. Wees jy met jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy met jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy met jy, want daar's net een van jou, juis gemaak op 'n blauwdruk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik,
so kom wees jy net jy. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou. Jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy.